Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy kosbare doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, die reier het die hamerkop gejaag, want wat gebeur het is, die visies het in die vlak water gekom en dan vang hulle, en as een van die voëls 'n visie vang, dan kom die ander soos een man op hom af en hulle jaag, en die een wat die voël het probeer wat die vis het probeer so gou as moontlik weg te kom, en so is dit 'n groot saak gewees. So baie tyd gemors aan niks, liewe vriende. Hulle kon net sowel gewag het vir die volgende ou visie wat gekom het, daar het soveel oorgekom, ons kon hulle self sien in die water oorkom, groot is, en hulle kon van hulle gevang het, maar nou ja, so is die bekleierery nou maar onder die diereryk, en seker onder mense ook, en ek weet nie of daar nou so 'n gelukkige einde was nie, maar in die boek Rut is daar 'n wonderlike gelukkige einde gewees, in die laaste hoofstuk dan ook. Jy weet baie keer in hierdie ou verhaal storieetjies wat hulle vertel, en dan word dit ook so vertel dat hulle altyd gelukkige lewe, en dan baie keer dan dink ons, dit kan tog nie so gewees het nie, maar in die Bybel is daar tog so 'n verhaal, 'n regte verhaal, van Rut en Boas en Naomi, hoe hulle gelukkige einde gehad het, 'n goeie lewe gehad het, en die Here met hulle was, en die Here hulle geseën het, 'n wonderlike saak wat daar is. Ons moet dit weet, liewe vriende, die rede vir hierdie gelukkige einde en gelukkige lewe, was oor die keuses wat hulle gemaak het. Rut het die God van Naomi aangeneem, die God van Israel, het sy aangeneem as haar eie God, en sy het die Here vertrou, en sy het haar lewe aan die Here oorgegee, en sy het sekerlik saam met Naomi dan daar na die volk toegekom. Sy het gekies, liewe vriende, om nie net te sit en niks te doen nie, maar om te gaan en te gaan soek. En sy het op die regte plek gekom, deur die leiding van die Here, en sy het gesoek. Met dit het sy Boas se wil ontdek, en gesien wat Boas se wil vir haar is, en dat hy haar wil loskoop of as losser optree, en liewe vriende, nou ja, en toe moes hulle nou gewag het, in hoofstuk 3 nou nog, gaan dit gebeur of gaan dit nie gebeur nie. Boas het ook sekerlik keuses gemaak. Van hy het gesien het hy haar guns aan haar bewys, en hy het duidelik aan haar gesê, ek wil as losser optree vir jou, en hy het voortgegaan om te doen wat hy moet doen, sodat hy as losser kon optree, liewe vriende, en nadat hy die onderhandelinge afgehandel het, het hy sekerlik na Rut toe teruggegaan en van gesê, dit is reg, ek kan as losser optree, sal hy met my trou, en hulle het getrou, en daar is kinders gebore, en die Here het hulle wonderlik geseën, 'n wonderlike geseënde verhouding wat hulle gehad het. En net so is dit ook kind van die Here. Ons mag baie stryd en baie dinge op hierdie lewe hê, maar jy moet weet dat daar 'n wonderlike geseënde verhouding in die Here Jesus en saam met die Here Jesus is. Niemand kan dit van die wegneem nie, niemand kan dit van die steel nie, en ons gaan eendag saam met die Here wees. Jy gaan eendag saam met die Here wees, en jy kan deel in hierdie wonderlike seën. Nog 'n persoon, liewe vriende, vir wie daar ook 'n gelukkige einde was, is Naomi. In Rut 4 vers 14 staan daar, toe sê die vroue vir Naomi, geloof sy die Here, wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie, en mag sy naam in Israel genoem word. En hy sal vir jou een wees, wat jou siel verkoop, en jou grysheid versorg, wat jou skoondogter, wat jou lief het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Liewe vriende, wat 'n wonderlike saak wat hier na Naomi toe gekom het. Ja, in die begin was dit verkeerd om na Moab toe te gaan, maar sy het teruggekom. En die Here het dit raak gesien, en die Here het vir haar kom seën. Die Here het vir haar kom sorg. In so mate, dat hulle sê, dat hierdie skoondogter Rut was so lief vir Naomi, en so goed vir haar, en die wonderlike seën wat nou te beurt geval het, dat Rut met Boas getrou het, en daar 'n kind vir hulle gebore is, die wonderlikheid daarvan, dat sy meer werd was as 7 seuns. Nou 'n seun in die Bybelse tyd was geweldig baie werd, en nou sê hulle, Rut was meer werd as 7 seuns. 'n gelukkige einde ook vir Naomi. Sy gaan versorg word, en in elk opsig sekerlik in die wonderlike liefde ook leef. Liewe vriende, is dit nie hoe dit onder kinders van die Here behoort te wees nie? Dat die een die ander aanmoedig, die ander sekerlik daartoe bydra dat er tot seën is, dat daar seën in ons geestelike lewe kom. Kinders van die Here behoort dit vir mekaar te wees. En so wil sien ons in hierdie boek Rut,
tog hierdie boodskap ook, dat die Here wil hê, dis hoe dit onder kinders van die Here moet wees. Ons moet dit vir mekaar wees. En mag die Here sekerlik gee dat ons in daardie verhouding ook is. Die laaste wat ek vir u noem, liewe vriende, is die volk het ook 'n gelukkige einde beleef, en of kan ons sê toekoms wat daar dan beleef is. In Rit 4 vers 17 staan daar, en die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê, vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isaai, die vader van Dawid. Ja, liewe vriende, Dawid se oupa, Obed, is toe nou gebore uit Rit en Boas se verhouding. En is dit nie wonderlik hoe die Here vorentoe vir sy volk tot seën was nie, en dat die Here vir sy volk kom sorg het, alles omdat hierdie regte keuses gemaak is en hierdie regte besluite geneem is. Weet u, wil u nie vandag opnuut kom sê, Here, ek wil my keuses tot eer van u naam maak, ek wil u kom soek, ek wil binne u wil bly, en dan weet ons daar sal met goeie gevolg gehandel word. Soos Psalm 23 sê, net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. Hoekom? Want die keuse is gemaak in vers 1, die Here is my herder. Mag dit so vandag vir u wees, en mag die Here baie ryklik seën dan ook. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie, dat u vir ons vandag net aanmoedig en wys as ons reg kies, is haar wonderlike loon. En ons dankie dat haar blydskap in u is. Amen.